Baie welkom almal. Baie welkom. Dis wonderlike voorreg om julle hier te sien. En dit klink so formeel as ek sê dis 'n wonderlike voorreg, maar dis regtig baie kosbaar om almal wat jy al hier leer ken te sien en dan ook 'n paar nuwe gesigte. Ons praat oor wat maak ons met 2026. Gister gebeur iets met my. Iemand vertel my 'n storie van sy dogtertjie. Iets wat gebeur het in die afgelope week. Hy is op reis en sy vrou word siek en sy kan nie die kind by die skool gaan haal nie. So hy vra sy ma om die kind by die skool te gaan haal. Sy is 4 jaar oud. Is hier 'n stoel net hierso? Hier is 'n stoel. Dit gebeur as ou laat is, dan moet ander mense vir jou sitplek soek. En dan sê hy nie, ekskuus nie, hy maak maar net so. Ja, sy ma moet hom gaan haal by die skool. En daai aand lê sy in die bed en sy sê vir haar ma, mamma, ek weet hoekom ouma my kom haal het. Ouma is lief vir my. En dit is net 'n ou storieetjie. Maar dit het my baie diep geraak. En oor daai storie hoef ek niks meer te sê nie, dis eintlik die hele storie. En nou wat het dit te doen met 2026? Miskien het dit alles te doen met 2026. En dit raak my besonder, want daar is so grootste kindness in daai storie. En dis iets wat ek bietjie min van het. So, vandag, 36 jaar en 12 dae gelede, het die Berlynse muur geval. Nou, van julle wat hierso sit, weet niks hiervan af. Weet julle wat dit is, daai twee? Hoe julle weet? Okay, maar weet julle wat hierso sit? Jy, weet jy daarvan? Nie jy nie, jy. En toe sê ons, sosialisme is verby. Sosialisme is vir ewig verslaan. Dis 36 jaar later en sosialisme is sterk. Dit mengsel van sosialisme, wokeism. Wat is wokeism? Dit is 'n verwarrende verval. En die uitbreiding van Islam. Hierdie drie goed, sosialisme, Islam, wokeism, vat die wêreld oor. En dis binne hierdie konteks wat ons leef. So as 'n ou dink dit gaan sleg hierso, dan sê ek nee, is maar rof oral. En hier by ons praat oor volgende jaar, gaan die ANC net nog vinniger agteruit. Die ding is klaar eintlik dood. Dis eintlik net 'n lijk wat daar lê. Maar hy doen skade. En ons wonder, as hy nou weg is, gaan dit beter gaan. Nie noodwendig nie. Maar dis wat dit is. Want die wêreld verander, het het nog nooit anders te gewees nie. Die wêreld is altyd aan het verander. Nog altyd. Niks van die verlede kom terug nie. Dit gaan anders te lyk. Ons kan terug verinker na die verlede, maar hy gaan nie terugkom nie. En die toekoms is onseker en dit was nog altyd so. Die toekoms was nog nooit seker nie. En die veilige plekkies wat ons in die verlede gehad het, is nie meer beskikbaar nie. En dis wonderlik. Dit is eintlik essensieel vir lewe, daai onsekerheid is 'n wonderlike ding. So wat maak ons met die onsekerheid van wat voor lê? Die een opdrag is, dis die Here se opdrag, jy mag jou nie oor môre bekommer nie. Dis 'n opdrag. Dit lê in die kategorie van, jy mag nie steel nie, jy mag nie 'n ander ou se goed begeer nie, jy mag hom ook nie doodmaak nie, so mag jy jou ook nie bekommer nie. Mag nie, want dit steel lewe van jou. Hoekom moet jy jou nie bekommer nie? Daar's verskeie redes voor, maar die een is, jy kan niks aan die goed doen nie. Jy kan aan môre niks doen nie. En as jy wil môre antisipeer,
Jy kan dink soveel as jy wil daaroor. Jy kan plan maak om te bekommer, want dis 'n lekker ding om te doen soms. Is 'n verskoning vir passiwiteit, is bekommernis. Jy kan sê hoe die ding gaan uitspeel, hy gaan nie so uitspeel nie. Het gaan heeltemal anders te wees. Dis soos om te dink die vakansieplek wat jy in die eerste keer na toe gaan, daai huis wat jy hier, nou dink jy hoe lyk dit? Hy lyk nooit so nie. Partykeer is hy beter, partykeer is hy baie slegter. Jy kan dink soveel as jy wil hoe hierdie ding gaan uitspeel. Hy gaan nie so uitspeel nie, hy gaan anders uitspeel. So, jy kan daar niks aan doen nie. Daarom moet jy nie bekommer nie. So al wat ons het, is vandag. Net vandag. En vandag is opgebreek in klein momente van nou, oomblikke, waar jy moet besluite maak. Die loop in klein besluite, soms daar groot besluite. En hierdie besluite gaan 'n uitkoms gaan bepalend wees hoe die toekoms lyk. Hierdie klein besluitjies wat ons vandag maak. Partykeer moet ons vinnige besluite maak. Daar's 'n ou wat op 'n kort saam met my gegym het, in die gym was, wat nie saam met my gegym nie, maar hy was ook in die gym. En toe eendag loop ek hom raak, dus hierdie neus van hom, hierdie brug baie ernstig beseer. Gesny, gekraak. Toe vra ek vir hom, wat het jy met jou gesig gemaak? Sy oë is blou hier. Toe sê hy het gebench. En toe op 'n call, toe kry jy nie hierdie ding terug op hierdie stander nie. En toe moet hy nou vinnige besluit maak. Nou, jy weet, een van die besluite was, hy kon vir hulp skree, maar hy was te trots om dit te doen. Toe besluit hy gaan hierdie gewig op iets neersit. En hy sit hom toe hier neer. Ek sê vir hom, jy dink dis die plek. Hy sê, hy het besluit, hy gaan hom hier laat rus. En soos hy hom laat rus, druk daai bar alles plat. Ek dink, ja. Dit was duidelik nie 'n goeie besluit nie. Maar dit is maar met alles van hierdie goed wat ons in nood 'n besluit moet maak. En ons neem verkeerde besluite. Maar daar's groter besluite waar ons bietjie meer tyd het om te dink. Ek was in die see my ingetrek op 'n dag en my so tussen die rotse ingevat, en daai dag het ek gedink, so vlietend, maar ek al vir ouens gesê het, as jy regtig in die nood is, gaan drink koffie met 'n pel en sit net 'n ding bietjie deur gesels. En ek dog, wel, wat ek nou vertel, die gedagtes hieroor het baie vinniger gegaan, en ek het geweet ek is in groot moeilikheid. Ek het nie nou tyd vir koffie drink nie, ek wens ek kon. Maar ek het nog minder tyd daaraan spandeer, daar was nie baie tyd nie. En in Richard Nixon se binnekring. Richard Nixon was die president van Amerika so in die 1970s. En hy, ek sê dit maar net vir die youngsters wat hier is, jy sal nie glo vinnig die lewe gaan verbygaan nie. En daar was 'n ou in sy binnekring, hy was die special counsel vir Richard Nixon, Charles Colson. Hy skryf oor sy lewe dat daar het dinge gebeur in die binnekring. Die prokureur-generaal daar by die president gesit, hy self en 'n paar ouens, en daar het goed gebeur en gesprekke plaasgevind, en 'n sekere klimaat is in die binnekringe van Richard Nixon se binnekring, het 'n sekere klimaat ontstaan. En toe vind Watergate plaas, die inbraak op die kantore van die Demokratiese Party in die VSA, en hy het nie geweet daarvan nie. Richard Nixon was, julle onthou dit, in Rusland groot politieke deurbrake gemaak. En op pad terug Amerika toe lees hy in Newsweek van die inbraak in die kantore van die Demokratiese Party. En hy is tronk toe daarvoor. Nou dit is in die dae wat ouens tronk toe gegaan het vir sulke goed. En die hof het bevind dat hy, daai binnekring van Richard Nixon het 'n klimaat geskep waarin hierdie goed kon plaasvind. En
Hy skryf in sy boek dat in alles wat jy doen, alles groot of klein, moet jy jouself die vraag vra, is dit reg? Nou as hy praat van volgende jaar, wat maak ons met volgende jaar? Is dit, dink ek, een van die besluite wat ons moet neem, is om bedag te wees op jou besluite. Alles, groot en klein. Die karwag wat jy ignoreer. Nou, ek is ouens wat nie karwag te betaal nie, en ek is okay daarmee. Party ouens sê, dis die ou wat inbreek, hy is die ou wat die inbrake koördineer, ek weet nie wat so is nie. Maar my gewete is nogal, die ouens pla my, want ek dink, ek vermoed altyd, hy help daarom, jy weet. Ek het betaal party van hulle vooruit. Dis allemaal groot vertroue in mense. Maar ek het al die ou gesien, en dan sê ek dit een van die dae wat ek nie lus is om hom te betaal nie. So ek ignoreer hom as prins ek maak, of ek hom nie sien nie. En dan ry ek weg, en dan weet ek, en dan ry ek om die blok, en dan gaan soek ek hom. Nou, dit mors baie tyd, so betaal hom sommer nou, jy weet, gee hom nou maar. Kan jy nou dink, as jy 3 kilometer weg is, en jy moet nou omdraai en terugry, nou ry jy daar in die parkeerarea rond agter hierdie ou aan. Want ek het hom gesien, en ek het besluit om hom nie te betaal nie. Nou, dit is nie 'n groot issue nie, jy moet maar besluit of jy hom gaan betaal of nie. Maar die punt is, in groot en klein, dink wat jy doen. Want daardie besluite het konsekwensies. Hoe kan ek die toekoms beïnvloed? Is die besluite wat ek vandag maak in groot en klein goeders, en ek gebruik die ding met die karwag, is 'n baie klein iets, vir hom natuurlik baie groot. Vir daai wag. En 'n baie bevoorregte posisie is dit, tel dit nie, maar vir hom tel dit. Alles wat jy doen, groot en klein, vra jouself die vraag af, is dit reg? En dit is hoe ons die toekoms beïnvloed. Klein, goeie besluite. En as jy soms verkeerd besluit, maak het reg, beweeg aan. Volgende jaar is 'n nuwe jaar, en ek praat nie oor nuwejaarsvoornemens nie. Maar ons almal het goed wat ons wil doen, moet doen. Goed, want ons moet by uitkom, en ons stel dit uit. Generaal Patton het gesê, the shortest way home is through Berlin. Tweede Wêreldoorlog, geallieerdes val Europa aan, manne verlang huis toe, hy sê vir hulle, as julle wil huis toe gaan, moet ons Berlyn gaan oorwin. As jy dit gedoen het, gaan jy huis toe. En daar is sekere berge wat voor ons is, en ons ken daai goeters, en op een of ander stadium moet jy daai ding tackle. Want daai ding bly daar staan, totdat jy hom tackle. En ons is verbasend as jy hom die dag aanpak, hoe vinnig hy verdwyn. En dit is vreemd om te dink dat mense 'n lewe deurgaan, en daai ding nie tackle nie. Dit bly 'n berg. Terwyl as jy hom aanpak, die Here sê, in Psalm sê dit, berge smelt weg soos was voor die aangesig van die Here. As jy hom die dag pak, dan verdwyn hy. Hy gaan weg, toe skers was. En as jy weer kyk, dan sien jy die ding is agter hom, maar jy moet hom konfronteer. En miskien is volgende jaar daai ding. Daar's 'n berg tussen jou en die plek waar jy moet wees. En dit is vir almal so. Dit is hoe dit is die design van hierdie ding. Jy moet daai ding tackle. Miskien is dink jy, ek is lank genoeg in die stil water van die hawe, en jy moet uitbeweeg na rowwe waters toe. My pa het die ding gesê, maar hy het dit nooit vir my gesê nie. My suster het my herinner, sy het eendag agter in my kar gesit en sê, jy weet, pa het hierdie ding gesê, en dit het 'n vreeslike indruk op my gemaak, en ek het dit al hier gesê, die wat na die see toe afdaal in skepe, wat handel dryf op die diep waters, dit is hulle wat die wonderwerk van die Here aanskou.
Dis nie in die vlakwater, nie in die veiligheid van die hawe, daar sien ons nie die wonderkrag van die Here nie. Dit gebeur nie in die hawe nie. En as jy die Here wil sien, sy almag illustreer, dan moet jy uitbeweeg diepsee toe. Nou, toe daai woord in Psalm geskryf is, was dit die jare toe om met 'n boot in die diep waters te wees baie gevaarlik geweest. Baie gevaarlik. Maar hy sê, hulle wat met skepe afdaal na die see en handel dryf op die diep waters. Ons moet handel dryf in die diep waters. Die wond wat jy vertroetel vir jou laaste skermutseling, die ding wat jy nou skugter maak, daai moet in die tyd nou al gesond gewees het. Jy kan tog nou nie die wondjie troetel vir die res van jou lewe nie. Jy het so 'n paar dae wat nou moet jy oor hom wees. En in elk geval, die wond wat jy gekry het, was nie daarop gemik om jou uit die game uit te haal nie. Dit was om jou te help. Die letsels op ons lyf is verskoning nie, dit is vir ons hulp. Daai ding is gesond. Jy moet aanbeweeg. En die gemak, wat jy nou al aan gewoond geraak, want kyk, ons werk vir gemak. Ons wil bly. Dis so, die vraag is mos nou, vir iemand, waar bly jy? Dit is 'n verskriklike vraag. Die vraag is, weet, waar bly jy? Nee man, ek bly hier iewers in 'n estate. Dit is vaak bly, maar jy moet ophou bly, jy moet beweeg. Jy moet nie bly nie. Die ding wat ons, en ons is almal skuldig aan, daai ding wat jy wat so belangrik is om 'n blyplek te word, dit is nie jou eindbestemming nie, dit is nie veronderstel om te wees nie. In die westerse wêreld het hierdie goed vir ons geweldig belangrik geword. Blyplek. Hou op bly man, hou op bly. Dis 'n vreeslike ding wat ek sê, nou wat moet ek nou doen? Well, I don't know, al wat ek sê is hou op bly. Die laaste punt oor hierdie ding, volgende jaar, is, ons moet die fight kies, waar die fight is. Ons is verkeerd met die verkeerde geveg. In die Tweede Wêreldoorlog het die geallieerdes Noord-Afrika oorwin, by die Duitsers teruggevat, en die volgende geveg vir daai groepering was die suidpunt van Italië, Sicilië. Hierdie ouens gaan nou oor Sicilië toe, dis die logiese volgende stap in die oorlog. Hulle is nou daar, Sicilië is net oor die see, maar die Duitsers wag vir hulle in Sicilië. So wat doen hulle? Hulle vat die lijk van 'n soldaat, wat nie dood is in combat nie. Hulle vat die lijk van hierdie soldaat, Major William Martin. Hy is dood, maar hulle begrawe hom nie. Hulle verpak hom in ys, en hulle gaan laat hom vry, uit 'n duikboot naby die kus van Spanje, en laat hom uitdryf hierdie lijk. En hy gaan spoel uit op die strand, maar aan hom vasgemaak is 'n sak met geheime dokumente in. En die geheime dokumente sê dat die volgende aanval is in Griekeland, in Sardinië. En hierdie papiere vind hulle pad na Hitler se hoofkantoor toe, en daar besluit hulle dat al hierdie magte wat nou hier gekonsentreer is in Sicilië, moet oorbeweeg Griekeland toe, want dis waar die oorlog gaan plaasvind. En toe val die geallieerdes 'n onbewaakte suidpunt van Italië. Die Duitsers het vir hulle gewag op die verkeerde plek. En ons bekommer ons, en hierdie ons is nou natuurlik nou veral ek nie. Ek sê dit altyd hier so, ek praat nie oor goed wat myself nie tormenteer nie. Ons kan die verkeerde fight. Ons kan in Sardinië en Griekeland wag
goed by mekaar maak vir die ou dag. En dan is die ou dag baie korter. Ons het soveel miljoene. Ons het eers hierdie week het iemand gesê, ouens sê, iemand het gesê, een ou sê, as jy 3 miljoen rand het, is dit genoeg vir die ou dag, en 'n ander ou sê 20 miljoen. Ek dink dis die woorde, en een ou het gesê, hy het 260 miljoen. Hy worry nie meer as die ou met 3 miljoen. En jy sien dalk, jy sal nie glo nie, die ou met 3 miljoen worry meer oor sy ou dag, as hierdie wag hier onder by die kar. Hy worry glad nie oor sy ou dag nie. Jy moet sien wat om sy gesig aan as jy hom 50 rand gee. Hy kan nie glo nie. Dis is amazing. Maar die ou met die 260 miljoen is doodbekommerd. Hy weet nie, want oral waar hy sy geld sit, is alles op risiko. En alles is op risiko. Nou lees ek van 'n ou, ek ken die ou. Hy's as hy nou hierna luister, sal hy nou weet, ek het iewers in die koerant gesien, hy's 2.8 biljoen rand sterk. Maar nou val die aandele, nou een môre staan hy op en nou sê waarde 2.4 miljoen. Ek raai nou maar. Hy verloor 400 biljoen miljoen oornag. Ek weet nie hoe gaan hy leef nie. Seker baie sleg om soveel geld te verloor, maar die feit is, ons hou ons besig met twak. Dis nie wat die feit is nie. Die veg is nie daar nie. Hier is groter goeders op die spel, baie groter goed. My blyplek as ek oud is. Maar jy gaan nie te lank oud wees nie as jy lank besig bly nie. Jy het eintlik baie min geld nodig. Maar in dieselfde ou Jack Colson sê hy, it's better to fail in a course that will ultimately succeed than to succeed in a course that will ultimately fail. It's better to fail in a course that will ultimately succeed. Daar's 'n groot ding in die lewe. Quintus, wat het jy met my selfoon gemaak? Toe maar Quintus kry die skuld vir alles, maar ek het my selfoon in my kar gelos en ek wou iets gelees het. As iets groters aan die gang. En die wêreld gaan verby en al sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, is bly vir ewig. Die wêreld gaan verby en al sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Dis die keuses. Dis die keuses. Nie hoeveel geld ek by mekaar maak nie, die plek waar ek bly, die kar wat ek ry, en 'n klomp ander goed. Dit maak nie saak nie. En daar gaan 'n dag wees. En hierdie is in my bewustheid, daar gaan 'n dag kom. Almal van ons, wat jy gaan besef het dit nie saak gemaak nie. En hoe gouer jy dit weet, hoe beter, hoe meer sinvol kan jy lewe. Dit maak nie saak nie. Hierdie goed maak nie saak nie. En hoe harder jy vir die goed beklei, kan ek vir jou vandag sê, die feit is op die verkeerde plek. Jy wag vir die vyand daar, hy mislei jou, hy kry jou op die verkeerde plek. Die wêreld gaan verby in al sy begeerlikheid en verseker is dit so, maar hy wat die wil van God doen bly vir ewig. Of jy eindig in 'n kleedkamertjie met so 'n klein kassie met 'n glasie water. And nobody else, nothing else matters. En dit maak nie saak of jy 2.8 biljoen rand sterk is, en of jy 60 rand in jou spaarrekening het nie. Selfde ding. Die matras lê miskien 'n bietjie beter, maar dis waar dit eindig. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? Ek sien Callie is onder druk, want hy hou die horlosie dop en hy is bang ek steel van sy tyd. Ek ignoreer hom as prins. Ek gaan vir julle 'n mooi ding lees hierso. Ek het gedink as ek 'n minuut oor het, gaan ek lees Israel, en ek los julle met hierdie woorde. Israel is nou op die punt om Kanaan in te gaan, en die Here sê, skryf in Deuteronomium, Moses skryf in Deuteronomium, wat dit seker geskryf het. En die Here sê, en dit geld hierdie vir ons, die land, en dit is volgende jaar, die land waarin julle oortrek volgende jaar, om dit in besit te neem is 'n land van berge en laagtes, wat van reën van die hemel water drink. Die Here gee dit. Hy bou hom so, berges en laagtes.
Hoogtepunte, laagtepunte. Ons leef uit sy hand uit. 'n Land waar die Here jou God voorsorg. Die oog van die Here is altyd deur daarop. Dis op jou lewe, op jou pad. Hy kyk vir jou, altyd. Die Here kyk fyn vir jou. Van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. Dit staan in Deuteronomium 11. As julle dan goed luister na my gebooie wat ek julle vandag beweeg. Gebooie is nie 10 gebooie nie. Dit is baie gebede, dit is die woord. Die Here gee vir jou instruksies. Doen daai goed. Dis wat die feit is. Gaan doen daai goed. As jy dit noukeurig luister en dit doen, dan sal ek, sê die Here. Ek gaan nie lees wat hy sê nie. Gaan lees dit self. Deuteronomium 11 van vers 11 af. As jy dit noukeurig doen, dan sê die Here, gaan ek namens jou hierdie battle fight volgende jaar. Kan nie. Van julle wat gereeld hier kom, weet dat in die verlede het Gerard my baie keer lip gegee terwyl hy praat, en dan as dit my kans is, dan klap ek hom weer terug. Maar julle onthou van daai scenario's wat uitgespeel het, en toe het hy op 'n stadium daarmee opgehou. En wraggies vanoggend kom hy nou weer so aan die einde van die jaar met 'n hou, jy weet. Maar een manier hoe ek hom stil kry is om net sy mikrofoontjie by hom te vat. Ja, baie dankie. Ek dink die jaar is vir ons verby, vir julle ook in 'n sekere sin wat hierdie aan betref. En ons het groot waardering vir almal wat gereeld kom, en in die nuwe jaar presies dieselfde. Kom gerus, is lekker. Dit is vir my baie duidelik dat 2026 globaal, maar ook plaaslik enorme uitdagings vir ons inhou. En as mens aan die hooftemas dink, ekonomiese groei, orals, ekonomiese groei. En die uitdagings wat dit bied, ons hunker na beleggings in ons land, en ons besef hoe belangrik internasionale verhoudings is, en die FSA is maar net 'n goeie voorbeeld van dit. Oor die algemeen is daar baie hoë skuldvlakke, regerings, en al hoe meer op persoonlike vlak. En soos wat mense langer leef en ouer word en langer leef, word die druk baie keer op jou eie finansies nie noodwendig minder nie. Jy moet baie fyn bestuur. As natuurlik die geopolitiese spanning waar handelsbeleid uitspeel in handelsgeskille. Iets wat ons nie so baie aangewoond was nie, dit was altyd daar, maar nou is dit in ons gesig. En ons word baie direk daardeur geraak. Het voel vir my asof ons skielik amper slagofferstatus gekry het, is dit nie, van goed wat in die makro-konteks gebeur, maar dit het 'n direkte impak op ons land se vermoë tot handel en vooruitgang. En dan dink ek iets wat in die nuwe jaar nogal weer eens baie prominent gaan wees. As ek so ry deur die kleiner dorpies, dan sien ek baie keer verdere verval, meer, en ander kere sien ek weer herstel. Ek sien dit lyk asof iets of iemand die dorp gedraai het of probeer draai, en mense raak daaroor regtig opgewonde. Maar met 'n plaaslike verkiesing wat op pad is, munisipaal, en die frustrasies wat daarmee saamkom, jy weet, diensleweringsvlakke. Kom ons sê dit maar vir mekaar, as ek so bietjie rondlees, en dis nie my speelveld nie, maar as ek so bietjie rondlees, dan sal meeste van die analiste wêreldwyd sê dat 2026 it will be hectic. Dis die woord wat hulle gebruik. So alle aanduidings is dat 2026 gaan 'n moeilike jaar wees, of 'n moeiliker jaar wees, en moeiliker as 2025. En ek dink dis hoe ons by hierdie tema uiteindelik uitgekom het, gesê het, maar wat maak ek en jy daarmee? So ja, dit vra vir 'n stuk veerkragtigheid. Ek dink die Engelse woord is resilience. Maar nie net op nasionale vlak nie, maar ook op jou vlak van wees. En hoe deel jy met dit? En ek wil na daai punt toe terugspeel, want daar's baie in die makro-konteks wat ek en jy nie kan beïnvloed nie, maar verseker is daar dit wat ek kan beïnvloed op 'n baie persoonlike vlak in my eie lewe.
en hoe ek omgaan met hierdie tyd. En dan kom daar 'n emosie by my op, en die een wat by my opkom, en dit is nie die eerste keer nie, is gewoon die van laar trek. Ek voel soos iemand wat wil laar trek. En dit kan uitspeel op twee vlakke. Ek soek enersdenkende mense. Ek soek mense wat soos ek is, soos ek dink. En dit voel vir my ek moet nader kom, ek moet by mekaar kom, want daar lê 'n stuk verskansing, 'n stuk veiligheid daarin, is dit nie? En dan is my ervaring weer, wanneer ek so by plekke uitkom, dan is ek baie keer gewoon net teleurgesteld. Dat dit wat ek voor gehoop het, ek wil amper sê daai een stem, daai gevoel van een wees, een word, en ons dink saam en speel saam en werk saam, is baie keer eerder teleurstellend as wat dit my noodwendig help of opgewonde maak. Maar goed, dit hoef nie so te wees nie, en dis verseker iets waarna ou kan hinker, en jy sal maar altyd daarna hinker, is dit nie? Om net te weet, daar's mense wat ook soos ek dink, en soos ek voel, en ons deel dieselfde waardesisteem, ons hardloop hierdie lewensreis met dieselfde beginsels, is altyd 'n lekker plek om te wees, en ek gun dit vir enige iemand. Maar ek gaan nie soontoe nie. Waar ek wil inspeel vir 'n paar minute is op 'n heel persoonlike vlak laar trek. En daarmee bedoel ek laar trek in jouself, of laar trek vanuit jouself. En as daar nou een ding is wat ek baie van bewus is, waar ons nie goed is nie, maar ons moet baie goed raak daarmee, is om vir jou persoonlik, laat ek dit beter stel, as die geraas op die horison aankom, en daar is al hierdie onsekerheid, en daar is soveel dinge wat jou waarskynlik sou kon bang maak, die een ding wat jy sou kon doen, is om oortuig te wees van jou eie bestaan, jou eie doelwitte, doelstellings, en die goed wat vir jou belangrik is, om op te fokus. Met ander woorde, dat jy jouself sterker maak, in tye van onsekerheid en bang wees, en dat jy seker maak, dat jy leef jou lewe, of ek leef my lewe, baie doelgerig, in 2026, en hoe beter jy dit doen, hoe beter. Maar hier is die punt wat ek graag vanoggend wil maak, in hierdie sogenaamde hektiek tyd waarin ons leef, jy het 40 dae vir dit, en miskien is 40 bietjie simbolies, ook vanuit die Bybel, jy weet dat, baie keer is daar hierdie 40 dae oomblikke, of daar is die 40 jaar siklusse, maar vandag is dit 40 dae, dis min of meer 40 dae tussen nou en die begin van die nuwe jaar. En in hierdie 40 dae moet jy konsolideer, ek moet konsolideer rondom my doelwitte vir 2026, en ek moet seker maak dat ek dit bereik, en dat ek dit sinvol doen. So hier's 'n paar wenke. As jy dit wil regkry, as jy dit wil goed doen, dan moet jy dit neerskryf. Dit wat vir jou belangrik is, moet jy neerskryf. As al baie gesê oor doelwitbestuur en selfleierskap, en baie van die goed wat waarskynlik navorsing was by van die universiteite soos Harvard en ander, is nie noodwendig waar nie. It's urban legends. Maar ons gebruik dit, en ek het dit ook al gebruik in gesprek en praat, en dan probeer ek mense oortuig dat hierdie goed is belangrik. Maar ek het weer bewus geraak van 'n studie wat gedoen was by die Dominican Universiteit. En hierdie studie is nou nie 'n urban legend nie, maar wat dit sê, is as jy doelwitte het, persoonlike doelwitte, en jy skryf dit neer, en jy doen 'n paar goed met dit, ek gaan nou sê wat dit is, van dit, dan het jy 'n 42% kans, beter kans, om dit te bereik as die een wat dit nie doen nie. En dit is ons dilemma. Omdat ons dit nie doen nie, is ons nie heeltemal oortuig dat wat ek nou sê regtig so belangrik is nie. Terwyl ek eintlik vir jou wil sê, dit is verskriklik belangrik. Jy kan dit doen, maar jy moet skryf. Jy kan nie net daaroor filosofeer tussen nou en die nuwe jaar nie. Jy kan nie net kom met 'n paar nuwejaarsvoornemens nie. Dit is heeltemal te lig om te bereik wat jy wil bereik. En waar ons in die ou dae vir mekaar gesê het, kry vir jou 'n paar doelwitte of doelstellings vir 'n jaar vooruit as 'n voorbeeld. Wil ek nou vir jou sê, jy moet dit kwartaalliks hersien. Dis die tyd waarin ons leef. Jy moet baie goed raak daarmee. Jy moet dit kwartaalliks doen. En nommer 3, jy moet nie meer as 2 of 3 doelwitte doelgerig jaag nie. Jy kan nie baie van dit doen nie, maar van dit wat jy doen, moet jy baie goed doen.
Met ander woorde, gaan vir kwaliteit, skryf, jy het 40 dae en doen dit vir 'n slag ordentlik en kyk wat gebeur. So dit sou stap nommer 1 wees. Nommer 2 is, jy moet dit sigbaar maak en jy moet daarna kyk, daagliks, weekliks. Dit help nie, jy skryf dit soos 'n besigheidsplan en 'n jaar later gaan stof jy weer jou plan af en nou wil jy weer nuwe finansiële en ander doelwitte vir die jaar stel nie. Daai dae is verby. Jy wil hierdie goed weekliks afstof en eintlik daagliks. Hoekom wil jy dit so doen? Want dis al manier hoe jy jou retikulêre aktiveringsstelsel aan die gang kry. Met ander woorde, die neurons in jou breinstam wat sensories vir jou help om te kan fokus, kan net geaktiveer word as jy gedurig of daaroor praat, of daaroor dink, of dit sien, en jy doen dit aan jouself. Jy weet presies wat ek nou van praat. 'n Simpel voorbeeld. As jy 'n nuwe kar wil koop, of jy wil 'n kar koop, en jy het die model geïdentifiseer, en jy het 'n goeie idee gekry, jy wil nou hierdie fabrikaatkar, hierdie model, en hy moet verkieslik wit wees. En nou sit jy in die dorp in 'n koffieshop en drink, en jy kyk in die parkade in, dan sien jy daai karre, wat jy nou gesê het, jy soek, waar of onwaar. En skielik is hulle die hele wêreld vol. Ek kan ook as dit nou die dag 'n roof, wat het ons gedoen? 'n daktent op ons lorry se dak. Ek sien nie daktente nie. En hierdie vreemde verskynsel van 'n daktent op die lorry se dak doen ons. Nou sien ek net daktente. Waar ek verlede karre met karavaantjies gesien het wat bosse toe jaag, sien ek nou net daktente. Jy sê as ek sien nou die dag 'n cruiser met 'n daktent wat so hoog is, bo op die kar, vir vertoring. Ek meen, ek kan nou vir julle sê, enige ander dag voor hierdie gebeurtenis sou ek nie daai kar gesien het nie en ek sou nie daai daktent gesien het nie. Hoekom? Want sensories is ek nie ingestel op dit nie. Jou brein het hierdie ongelooflike vermoë om die goed wat jy sien en wat vir jou belangrik is, nie net sigbaar te maak nie, maar dit bewustelik deel te maak van jou lewensreis en lewensspel. En jy doen dit aan jouself as jy dit nie koester nie. Ek kan dit op 'n baie lelike manier sê, en dan sal Olga my na die tyd weer 'n bietjie pak slaag gee. Maar as jy hierdie weet, en jy doen dit nie, dan doen jy 'n baie dom ding. As 'n mens aan die bopunt van hierdie voedselketting op hierdie planeet. Hoekom? Want die Vader het vir jou hierdie fenominale vermoë gegee, om te kan visualiseer, te kan sien en dit sterk te maak, en dan daarna toe te hardloop. As jy so begin leef en werk, sal dit amper outomaties waar word. Dit sal outomaties uitspeel in iets. Dis hoe ons by goed uitkom. So, nommer 2, jy moet dit wat jy geskryf het, op korttermyn intervalle lewendig hou. Nommer 3, jy moet die progressie wat jy maak, die vooruitgang wat jy maak, die vordering wat jy maak, soos wat jy aanbeweeg, moet jy kan evalueer en jy moet dit kan meet. Daar's in die meta-analyseringswêreld is daar baie navorsing gedoen. Daar's een bron wat sê daar's ten minste 138 nagevorsde studies waar 20.000 mense by betrokke was. So dis goeie navorsing. Dat hulle wat op 'n manier die vermoë het om dit wat hy probeer doen en regkry in hierdie lewe te kan meet. Met ander woorde, hy kan dit evalueer deur dit te meet. Is eenvoudig net baie meer suksesvol. Jy kan nie teen hierdie goed beklei nie. En die interessante van dit is, die meting kan baie eenvoudig wees. Daar's deesdae apps wat jy op jou foon kan aflaai, wat as jy jou doelwitte daar ingeskryf het, dan gee vir jou die opsie om te merk, elke dag, elke week as jy wil, in 3 kleure, rooi, oranje, geel en groen. En al wat dit beteken is, rooi, ek is nie daar nie, oranje, geel, ek is op pad, maar ek sukkel, ek haak vas. En groen sê, dit gaan goed. En jy gebruik tegnieke soos hierdie om te sê, ek is op spoor, of ek is nie op spoor nie, of ek raak agter. Ek het dit al hier gesê, en ek voel so boef as ek iets moet herhaal, maar ek kan onthou toe ek op 'n stadium net weer wou fiks word met my ou trapfietsie, hoe dat ek my doelwit gestel het vir 'n maand, en as ek gesê het, ek gaan 12 keer 'n maand my fiets trap, hoeveel terugvoerlusse het ek nodig om te weet dat ek opteiken is, en dat ek daar gaan uitkom, gegee my bloeddruk, en of my hartklop, en of die afstand, en of die tyd of die spoed. Raai wat? 1, miskien 2 'n maand.
Met ander woorde, oppas nou vir ooranalysering. Dis nie wat ek vir jou probeer. Wat ek vir jou probeer sê is, een van die skerpste goed wat jy kan doen, is om te weet waar jy is, of jy vordering maak, en dan onmiddellike aanpassing te maak, sodat jy nog steeds by jou doelwit kan uitkom vir die week of die maand. Dis wat ek doen. En dis hoe maklik dit vir my geword het. En nou doen ek dit amper outomaties. Dis nie 'n moeilike ding nie. Dis nie 'n moeilike ding nie. Maar doen dit nie en jy betaal 'n prys. En dis wat die lewe my geleer het. So, dit vat my na nommer 4 en baie naby aan 3 sou ek sê, jy moet dit wat jy visualiseer, eerste punt, tweede punt, derde punt, dit wat jy visualiseer, dit wat jy graag wil doen, moet jy kan prioritiseer. En wat dit beteken, is jy moet 2 of 3 goed doen in die volgende 18 uur, en dan doen jy dit. Dis so simpel soos dit. Dis hoe jy jou lewe leef, dis hoe jy jou lewe suksesvol maak. Dit wat jy nou van bewus is wat jy moet doen, maar jy moet dit doen in die volgende 18 uur. Jy maak seker, jy doen dit. En of dit nou 1 dingetjie is, en of dit 3 is, dit maak nie saak nie. Ja, dit hou verband met die doelwitte wat jy stel, maar dis die aksiestappe wat jy doelbewus jaag, en jy jaag het elke 18 uur. Is daar risiko daar? Met ander woorde dat jy letterlik 'n werkolis gaan word, en jy gaan so behep raak met die goed wat jy doen? Natuurlik is daar risiko daar, maar daarom is dit mos nou deel van die proses om dit effektief te bestuur. Maar mense wat dit reg kry, is verskriklik baie suksesvol. Ek het 'n goeie aanvoeling dat iemand so Steve Jobs so suksesvol was met die Apple produk en baie gefokus, is hierdie tipe benadering, is die tipe goed wat hom gehelp het, of wat hom baie goed gemaak het. En mens kan maar 'n bietjie daaroor gaan navorsing doen as jy wil. Die manier om dit te verduidelik, is, jy filter die geraas weg, in die volgende 18 uur, want daar's baie geraas. En 80% van die geraas wat daar is die goed wat jou verhinder om by die 3-4 goed uit te kom wat belangrik is. En al wat jy moet doen, is om te fokus, die fokale punt van fokus, dis die woord, is 2 of 3 goed, en ek fokus op dit in die volgende 18 uur. Met ander woorde, jy moet doelbewus, aggressief geraas wegkolf. Ek en Olga ry gister in die voertuig, en sy sê, iemand het gesê, ek gaan hierdie jaar wat kom net fokus op die positiewe, of die goed wat mooi is, of die goed wat reg is. Dis so eenvoudig, is dit nie? Maar dit is presies die punt, want as jy toelaat dat die geraas jou besig hou, gaan jy in die volgende 18 uur nie by 1 of 2 eenvoudige, kragtige goed uitkom wat jy moes gedoen het nie. So behou net jou fokus, anders is jy in groot moeilikheid. En dan die laaste een, en ek dink nogal belangrik, en ek begin al hoe meer oor dit dink, in my eie wêreld van doelwitbestuur ook. As jy jou doelwitte wat jy stel vir jouself, as jy dit kan koppel aan jou identiteit, met ander woorde wie jy is, dan moet dit baie kragtig wees. Dis daai subtiele verskil tussen, ek wil eendag 'n boek skryf, of ek het gedink ek wil volgende jaar dalk 'n boek skryf. Luister na my woorde. Ek het gedink ek wil volgende jaar dalk 'n boek skryf. Ek kan nou of jy sê ek gaan nie 'n boek skryf nie. Teenoor, as jy in daai spasie kan kom waar jy sê identiteit, ek is 'n skrywer. Kan jy die subtiele verskil aanvoel tussen daai twee wêrelde? Ek is iets. Jy sê vir my ek wil graag 'n bietjie meer praat. Ek wil doen wat jy doen, Callie. Ek wil nie kom staan en praat. Is jy 'n spreker? Sê dit vir jouself. En doen dan dit wat nodig is om te praat. Teenoor, ek sou ook graag 'n bietjie meer wou praat. Maar daar's baie redes hoekom jy nie gaan praat nie. Daar's baie redes hoekom jy gaan wegskram van dit af. Kan jy daai koneksie maak met wat ek nou probeer sê? As jy dit kan regkry om in die belangrikste doelwitte van jou lewe, doelstellings, as jy dit kan koppel aan jou identiteit, met ander woorde, jy is ook getrou in jouself, die gawes en talente wat jy het, die lewenservaring wat jy het, die lewenslesse wat jy geleer het, jy is getrou aan jou werklike potensiaal, en jy begin hierdie ideale wat jy stel, een maak met wie jy is, dan is dit verskriklik kragtig. En dan maak jy jouself baie sterk.
Dis miskien 'n gedagte om 'n bietjie in jou pyp te rook vandag, soos wat jy deur die dag gaan. Hoe kry ek dit wat vir my belangrik is in 2026 nader aan wie ek is? En dis in daardie sin wat ek bedoel laar trek, 40 dae. Is as jy jouself kan sterk maak tussen nou en die nuwe jaar, dan wil ek amper sê kan die nuwe jaar maar kom. Dit sal met jou goed gaan. Dit sal met jou goed gaan. Ek sluit af met 'n ding wat ek ervaar het baie jare terug in my baie gehelp daai tyd in die vroeë 90's. Het ek 'n kursus gedoen daai tyd by die Leer College in die Suid-Afrikaanse leer, Invest in Excellence. En ek was baie vreemd onseker oor hierdie kursus en ek het gewonder hoe kragtig is dit regtig. Maar dit was die werk van 'n ou met die naam van Lou Tice, Amerikaner, en hy het basies 4 goed gedoen. Hy het die belangrikheid van visualisering onderstreep om dit te kan sien, met ander woorde om daai doelwitte te kan sigbaar maak. Dan die bereiking van doelwitte was vir hom baie belangrik. En dan die feit dat ons by uitnemendheid kan uitkom in leef en werk, as ons net doelgerig omgaan met ons lewe. Maar hy het toe 'n ander ding gedoen en dis die 4de ding en dit woord gebruik wat ek graag met julle wil deel. Hy het gesê dat dit belangrik is dat jy vir jouself positiewe affirmasies skep. Positive affirmations. En dis miskien iets wat jy ook bietjie oor kan dink. Jy weet hoe in 'n wêreld waar ons soveel negativiteit het, soveel sinisme, soveel pessimisme. Wat as jy net in die taal wat jy praat, in die selfpraat, as jy vir jouself meer positiewe affirmasies skep en vir jouself sê, weet jy wat, ek is okay. En as jy gelowige is in Christus, dan is ek meer as okay. Ek word meer as 'n oorwinnaar. Ek is 'n verteenwoordiger, ek is 'n ambassadeur van die een wat vir my 'n geleentheid gee om op hierdie planeet sinvol om te gaan met hierdie wêreld. En ek is dit. En ek het nie iets om oor skaam te wees nie, ek het nie iets om oor bang te wees nie. Inteendeel, ek word seker van dit. En vanuit die sekerheid leef ek die onsekerheid. En dan word die onsekerheid van 2026 word my kos. Geen vrees nie. Niks om voor bang te wees nie. Van binne na buite. Baie dankie, julle moet lekker eet. Soos julle weet, ons los julle, met ander woorde, julle kan net eet en kan daar bid as jy wil. En dan vir julle wat reis hierdie jaar, dalk bietjie weggaan of by die huis, maak nie saak nie. Ons het laas jaar die jaar skoon gemaak en wragtig hierdie jaar is die jaar weer net so de mekaar soos wat hy was 'n jaar terug. So hier gat ons. Maar vir julle wat reis, ons gaan ook 'n bietjie reis, veilig, voorspoedig, wees in die oomblik. Die paai is nat en pas julle self op. En ek dink jy is nog iets nie, né? Ons is reg. Ons sê vir julle baie dankie, baie sterkte en dankie vir die jaar se saam kuier. Groot waardering.